Dis nou al 'n tydjie na Paasfees, maar dit help my altyd om myself te herinner dat die Here Jesus het opgestaan. So ek gaan vra, is dit nou 'n tydjie na Paasfees? Kom ons groet mekaar ook opnuut op hierdie manier. As ek sê die Here het opgestaan, dan antwoord julle, die Here het waarlik opgestaan. Ek het eers op universiteit gekom en begin swat om 'n predikant te word, toe ek regtig besef het wat 'n geweldige krag daar in hierdie woorde lê, om nie onsself net te herinner dat die Here in ons plek gesterf het aan die kruis nie, maar om voortdurend daaraan te dink dat die Here het opgestaan uit die dood, dat ons ook daarom kan opstaan uit die sonde en uit die doodheid. Moenie skrik nie, julle soek Jesus van Nasaret. Hoekom soek julle die lewende by die dooies? Laat my daar voor U verskyn, waar ek lof sing U ter ere, waar U guns oor my kan skyn. Laat my in U glansend lig neerbuig voor U aangesig. Lam van God, U bring 'n offer, met U bloed maak U my vry, dat ek dank aan U kan uiter, my alleen aan U kan by. Send my as U priester aan, as ek Here voor U staan. Here heilig U my denke, laat U woorde my steeds dring, dat ek met my blye klanke singend aan U hulde bring. Sang en lied is my geskenk, as ek Here U gedenk. Baie dankie. Ek het nou gedink, Daniel, omdat jy verjaar, gaan ek jou vra om die kers aan te steek, maar moenie begin reageer nie, want Sean het jou voorgespring en gesê, hy wil asseblief die kers aansteek vanoggend. So ons weet, Sean se familie het kom kuier die naweek, en 2 van die susters is nou weer terug na hulle plekke toe, maar ons is saam met jou baie bly, dat jou mense kom kuier het, Sean. Ek gaan jou nou nie vra, hoekom steek ons die kers aan nie, want jy gaan dink is omdat jou familie kom kuier het, nee. Hoekom steek ons die kers aan, Sean? Omdat al jou familie by mekaar is, jy moet hulle almal lief het, en daai kers wat jy aansteek, herinner ons dat die Here Jesus se lig hier in ons gemeente skyn. So jy kom maar aansteek, dankie. Netjies. Kom ons gee vir Sean 'n lekker hande klap, laat hy weet ons is saam met hom bly, oor sy familie wat kom kuier het. En julle is baie welkom, dankie dat julle ook saam met hom vanoggend kerk toe gekom het, Anna. Vandag is Goeie Herder Sondag. En goeie herder beteken, ek weet nie wie weet nog wat 'n herder is. Ons het nie meer herders nie. Ek dink nie so nie. Ons het herders, as mense nou Noord-Kaap toe gaan, dan kry jy nog herders. Maar dis bokwagters, mense wat bokke oppas daar langs die Oranje rivier, en dan sien 'n mens hoe trek hulle met die bokke. En so het mense jare terug het mense skaapwagters gekry, herders. En die Bybel sê dat Jesus is soos 'n goeie skaapwagter, 'n herder. En dit is waarna ons vandag dink op hierdie Sondag reg oor die wêreld. En dit word ook Roepingssondag genoem, omdat ons dink aan Jesus wat sy roeping opgeneem het, om vir ons 'n goeie herder te wees.
Nou wonder ek hoeveel beroepe verteenwoordig ons vanoggend in hierdie kerk. Hier's nou al een dominee. Wat het ons nog? Ons het verteenwoordigers van maatskappye, ons het mense wat IT-werk doen, ons het bestuurders, ons het mense wat in die landbou, hier's baie mense in die landbou, verskillende bedrywe van die landbou. Ek sien nou nie, ek sien 'n landros, ek weet nie of jy 'n tandarts of is jy onderwyser? Ja, ek het 'n onderwyser gesien. Wat het ons nog? Ons het tuiste skeppers. Die wonderlike is dat soos Jesus sy roeping teenoor ons uitgeleef het, kry ons ook die geleentheid om daar waar ons werk, waar ons skool gaan, om ons roeping uit te leef. So kom ons dink aan mekaar en ons bid ook dat die Here ons sal help om sy koninkryk ook daar waar ons werk en leef te laat kom. Dit is 1 Mei is dit werkersdag, so ons dink daaraan. Môre dink ons aan Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing. Daaroor is ons ook baie dankbaar. So ons het 'n klomp goed om te vier vandag. Nou besef ek skielik, ek het julle nie eens vertel nie. Redlinghuis en Aurora is ons tweeling sustergemeentes. Gister het Aurora 120 jaar geword en vanoggend word Redlinghuis 120 jaar. So stel julle voor, iemand het nou met 'n kapkar hier weggery die oggend en eers op Aurora aangegaan en daardie gemeente gestig en toe deurgery Redlinghuis toe, die ringskommissie. En toe daar gemeente gaan stig. En Dominee Drian is nou vanoggend swart pak, wit das, is hy in Aurora. En vanoggend vroeg het Annetjie Kotse se span weggespring, so 30 mense wat hardloop stap Aurora toe. En Aurora het vir ons 'n Bybel gegee wat ons asseblief vir hulle moet gee met 'n voorskrif in waarin ons nie 'n voorskrif nie, 'n mooi boodskap, groete boodskap waarin ons vir die dageraad van Piketbergring ook ons seën en ons liefde toegewens het. So dis groot feesvieringe op Aurora vanoggend en ek dink Redlinghuis hou volgende naweek hulle feesvieringe. Ons het nie vanoggend kiets onder in die saal nie, maar ek het gedink daar is altyd kinders en daar is altyd groot mense wat ook met kinderore luister. So om ons in te lei in die teks vanoggend wat 1 Petrus 1 vers 17 tot 23 is, gaan ek nou vir julle almal vra om te dink. So julle kan maar rustig wees, ek gaan nie nou kinders vorentoe roep nie. Maar ek wil vra dink net so bietjie oor hierdie vraag, as 'n mens nou 2 plekke kan gaan staan en antwoord op hierdie vraag. Almal vat lekkers sonder om te vra. Waar gaan jy staan? Gaan jy by almal staan? Of dink jy daar's 'n ander manier waarop 'n mens dit moet hanteer? As almal lekkers vat sonder om te vra, is dit die regte ding om te doen? Wat is die regte ding om te doen? Wat is die regte ding? Jy moet eers vra. Julle sal nie nog dink nie, maar toe ek so klein soos julle was, toe het ons gekuier vir 'n oom van ons in Port Elizabeth. En daai tannie, ek kan nie verstaan wat sy gedink het nie, maar sy het net so fles lekkers, het sy daar op kas gehad. En ons het klaar aandete geëet en niemand sê iets oor daai lekkers nie. Toe gaan help ek myself. En ek is kamer toe met daai lekkers want ek voel so, niemand het gesê ek mag vat nie, so ek vat vir my van daai lekkers en ek gaan lê in die bed en dan maak ek saggies oop dat my broersie kan hoor ek het lekkers sien. En daar kom die tannie in en sy kom groet ons almal. En hier sien sy ek het lekkers. Ek het so skaam gevoel want ek het geweet dit was nie reg wat ek gedoen het nie. Ek moes eintlik ek moes eers gevra het of maar niks gesê het totdat die tannie sê ons kan van die lekkers kry. Maar mense sit dan nie so 'n fles lekkers voor 'n klomp kinders neer en sê niks nie. Dit was dan baie erg. As jy iets breek en niemand weet jy het dit gebreek nie, niemand sien dit raak nie. Wat dink julle wil 'n klomp van ons doen? Wat dink julle wil mens doen as jy iets gebreek het maar niemand het gesien jy het dit gebreek nie? Wat wil mens doen? Wat is jou eerste instink as jy weet niemand weet dis jy nie? Jy wil stil bly. Jy wil stil bly. Maar wat is die regte ding om te doen as jy iets gebreek het en niemand weet nie? Jog, ek het dan 'n klomp slim kinders vanoggend hier. Ja. Ja, en dit maak seer, nê. Ek het eendag my pa se kar was 'n bietjie in die pad gewees aan die garage en ek was net in die hoërskool dink ek. En toe dink ek kan mos my pa se kar net so bietjie skuif dan kan ek by die grasnyer kom want ek gaan nou 'n goeie ding doen, ek gaan gras sny. En toe daai Ford 3 liter, toe ek nou die
klats laat gaan, toe keer die boom om agter, gelukkig. En ek staan nog so en weet nie wat ek gaan maak nie, want dit is erg, maar seker nie so erg nie, want daar's net 'n merk langs die kar. Toe is my boetie al klaar weg, om my pa te gaan sê. Ek was vir hom verskriklik kwaad. Want ek het gedink, ek kan vir my pa gaan sê, maar ek gaan nou eers kyk of ek nie so bietjie kan regmaak wat verkeerd is, voordat ek vir hom gaan sê, dat dit so erg is. Maar dit is so. Die beste is, so gou as wat jy kan, gaan sê. In matriek, toe loop ons in die gange, en van my maats dink hulle snaaks, en hulle stamp my, en ek's langs 'n venster, en my kop kap die venster, en daar is die ruit uit. En ek het nie eens met hulle gepraat nie, ek was vies vir hulle, maar ek het nie eens met hulle gepraat nie, ek's reguit af na die sekretaris toe en gevra of ek asseblief meneer Kolyn kan sien. So hy sê ek kan, toe gaan ek in, toe sê ek meneer, ek het nou net 'n venster gebreek op bo in die gang, ek kom vanmiddag om terugsit. Want ek was aan die matriek, ek kan seker 'n venster terugsit. En dit was die beste ding wat ek kon gedoen het. Meneer Kolyn het net so gekyk, toe sê nee, ons het reg. Ek het nie eens pak gekry of niks nie. Dis reg. So mens moet dit maar doen, dis die beste. Vertel die waarheid, so gou as wat jy kan. Ek kan afkyk in 'n toets. Ek het nie so lekker geleer nie, ek ken nie al die werk nie. En een van my maats sien ek sit so oop en skryf. Ek kan alles sien wat hulle skryf. Wat maak 'n mens? En dis 'n slim maat. Hy sal nie nonsens skryf nie. Eintlik is dit 'n sy, want gewoonlik het die meisies geleer en hulle was jy kon lees wat hulle skryf. Wat maak 'n mens? Jogg, dis hom swaar, né? As jy die antwoord kan kry, maar jy, wat maak jy? Jy kroek ja, as jy dit doen, né? Wat is dit wat jy sê? Want dis nie jy wat dit geleer het nie, dis nie jy wat dit geskryf het nie, né? So wat is die beste om te doen? Ja, en sê nou jou eie werk is niks, jy weet nie wat die antwoord is nie, dan moet man net dit ooplos, né? Jou pak vat soos 'n man, maar mens kry deesdae nie pakkie, maar jy kry skaam, en die juffrou is so lieflik, en dan voel jy dit teleurgestel, né? Ja, mens wil nie juffrou teleurstel nie. Kies jy kyk af, en baie mense sal sê, wel, jy kan mos nou die antwoord kry, hoekom nou nie? Maar, dan doen ek nie my eie werk nie. So mens moet jou eie werk doen. As mens sien, daar op die speelgronde is 'n kind wat alleen is. Wat doen 'n mens dan? As jy speel lekker en daar's 'n kind wat alleen is. Yes. Ja. Ek wil vra wie julle nie vir daai gesin hande klap, maar eintlik vir die ma wat daar agter daai 3 kinders sit. Maar baie mooi. Jy doen goeie werk. En ek weet jy het mense om jou wat ook goeie werk doen, maar jy's die eerste een wat dit doen. So baie dankie vir hoe jy jou kinders grootmaak. Julle is heeltemal reg. En ek wil nou 'n storie vertel van so 'n seentjie wat daar op die speelgronde sit. Hy splinter net in die skool en hy sit daar op die bankie pouse, hy's alleen. Die seentjie wat staan is Liam en die seentjie wat sit is Ben. Nou Ben is vreemd. Hy is die eerste keer in die skool, hy ken niemand nie, is pouse, hy sit maar daar en eet sy broodjie. En Liam is 'n vrolike seun en hy het 'n klomp vriende. En toe hy sien Ben sit alleen op die bankie, toe sê hy vir die ander vriende, maar hy dink hy wil vir daai seun, hy ken nie sy naam nie, maar hy dink hy moet hom vra om saam met ons te kom speel. Toe sê een van die vriende van Liam, nee, los hom, hy's vreemd. Ons ken nie vir hom nie. Weet jy wie dit is nie. En Liam, nou kyk hy vir sy vriende en hy kyk vir Ben maar daar op die bank sit. En hy weet van sy vriende gaan nou dink hy's nou simpel om vir Ben te gaan vra, maar hy besluit toe nee. Hy gaan vir Ben en hy gaan na Ben toe en hy sê, "Jy saam met ons speel?" "Ja," sê Ben, "asseblief." En daar gaan hulle terug en van sy maats lag nie onderlangs, ou Liam. Maar hy voel nie in sy hart hy het die regte ding gedoen. In die middag toe hy by die huis is, toe vra sy maar hoe was die skool, toe vertel hy vir van hierdie nuwe maatjie wat hulle het Ben. En hy sê wat gebeur het en hoe hy gewonder het wat hy moet maak. En hoe hy gedink het nee, en hy voel so goed dat hy dit gedoen het. En sy ma sê vir hom, jy het goed gedoen. Jy het die regte ding gedoen. Want ons is kinders van die Here. En die Here sou dit gedoen het.
So jy het goed gedoen, maar jy het gedoen soos die Here dit sou gedoen het. Ek lees in 'n vaktydskrif of 'n blad, 'n gevoel van behoort, 'n sense of belonging, is 'n diep menslike behoefte wat in die neurowetenskap, dis hier binne in ons brein gewortel. Om te behoort aktiveer die behoortsentrums van ons gedagtes en sosiale verbindingsverwante breinstreke. Dit bevorder die vrystelling van oksitosien, dopamien en serotonien. Dis goedvoelhormone wat 'n mens se brein afskei. So as jy die gevoel het, dis wat Ben gevoel het toe Liam vir hom kon sê wie jy saam met ons kon speel. Dadelik het sy brein gevoel ek behoort en hy het hierdie klomp lekker hormone afgeskei en Ben staan gelukkig op en hy gaan speel saam met Liam. Maar daarteenoor, as Liam vir Ben gelos het op daai bank, dan het Ben die heel dag iets soortgelyk aan angs ervaar. As jy voel die mense nooi jou nie in nie, hulle los jou buite in die koue, jy is 'n vreemdeling, hulle praat nie met jou nie, hulle speel nie met jou nie. Dan sê hulle dieselfde plek in jou brein, op daai prentjie kan mense nou sien, is net agter die prefrontale lob, is hier 'n deel van jou brein wat geaktiveer raak. As jy behoort of as jy nie behoort nie. En as jy nie behoort nie, dan skei dit weer goeters af wat dieselfde voel soos pyn. Jy het fisies pyn. Ons sê my hart is seer. Niemand speel met my nie, ek het nie maatjies nie. Dis jy voel regtig asof jy fisies swaar kry. Maar ons behoort. So kom ons raak saam stil met Psalm 31 as ons foto. Waar die psalmskrywer sê vir die Here, want hy voel hy behoort. Hy sê ja, U is my rots en my bergvesting. Terwille van U naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het. Want U is my toevlug. In U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. Al daai hormone word afgeskei as ek oor die Here dink, as ek hierdie Psalm teenoor die Here bid. Broers en susters, dis aan my voorreg om vir jou te sê genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Jy behoort hier, jy mag hier wees. Jy's welkom, sê die Here. Kom ons staan en dan sing ons dan oor hierdie liefde van die Here wat ons aantrek. En ek het nou die woorde, mag 'n mens liedere se woorde verander. As jy hy sing, dan sing ons oor die Here. Maar ek dog toe nee, ons wil dit vir die Here sing. So ek het al die huis U gemaak, so as dit so bietjie U raak, dan is dit nou maar terwille van vanoggend, ons gaan 4 verse sing. En wat ons doen, ons sing dit vir die Here en ons sê Here, U is liefde en ons harte juig, want ons voel ons behoort. U is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat U ons Seun gestuur het om ons sonde te versoen. U wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit U gebore, uit die bron van liefde leef. Deur die Gees die wondergawe, laat U weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As U Vader in U liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag U Seun al meer gestalte in ons doen en laat vind. Met die storieetjie van Liam
en Ben in ons gedagtes, dink so 'n bietjie terug oor die week. Waar was jy die week? Waar was jy maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrydag en gister? Seker die stommers gekyk. Was daar iewers in hierdie week 'n oomblik wat jy gevoel het dat jy bietjie vreemd voel? Wat jy soos 'n vreemdeling gevoel het? Ons het dit nou die aand by die kerkraad gevra en dit was eintlik wonderlik. Ons het dit oor ons lewe gevra en dit was eintlik wonderlik om die stories te hoor. En ek was so verras toe daar uit sê maar 12 mense, 2 was wat sê hulle het nog nooit vreemd gevoel het. Toe dink ek, dis al 'n lekker persoonlikheid om te hê. Daar's min van ons wat nie iewers in ons lewe bietjie vreemd voel nie. En dis nie mense wat net in die huis sit heeldag nie. Dis mense wat die wêreld vol gaan en hulle voel altyd tuis tussen mense. Dit moet dan wonderlik wees. Was daar iewers in die week wat jy gevoel het soos 'n vreemdeling? Miskien was jy op 'n ander dorp gewees. Ek het 'n begrafnis gehad by Riebeeke en ek het toe ek instap, toe dink ek hoef mos nie vreemd te voel nie want dit is 'n kerk en alles. En toe sien ek 'n klomp piketbergers wat ook by die diens is. Toe gaan sit ek sommer by hulle eers totdat ek moet gaan daarvoor gaan staan. So mense voel sommer tuis in jou eie mense ook op 'n plek is. Maar waar het jy dalk vreemd gevoel hierdie afgelope week? Wie het vreemd gevoel die afgelope week? Ek het nou vertel, ek het gister Vrydag 'n bietjie vreemd gevoel, maar toe voel ek weer tuis. Niemand nie. Niemand vreemd gevoel nie. Okay, hier's dan so 'n paar. Ja, ons voel van tyd tot tyd. As 'n mens nou oor ons hele lewe gaan, dan gaan ons aan 'n paar stories vir mekaar kan vertel van hoe ons vreemd gevoel het. En wat ook mooi is hoe ons in daai situasie dalk iemand gehad het wat vir ons gered het, wat vir ons laat tuiskom het, wat ons laat voel het, maar ek is welkom. Stian en Adel het eerste ingestap by die kerk en hulle het my sommer dadelik laat voel, maar jy's hier 'n vreemdeling. Ons is in 'n ander kerk op 'n ander dorp, maar ons ken mekaar en ons hou van mekaar, ons gee vir mekaar om. Dit was lekker. En ek het sommer langs hulle gaan sit in die bank totdat ek moes vorentoe gaan om die diens te gaan. Waar het jy al as gevolg van jou verhouding met die Here 'n vreemdeling gevoel? En nou praat ons nie net van die week nie, ons praat van ons lewe. Was daar al 'n tyd toe jy, omdat jy weet dat jy 'n kind van die Here is, omdat jy weet wat reg is, wat goed is, en jy dit wou doen, dat jy gevoel het, maar dis nie eintlik wat hierdie mense om my nou wil doen, of waarvan hulle hou, of die manier waarop hulle wil reageer op die situasie. Miskien was jy ook soos Liam wat gevoel het, hier's iemand wat uitgesluit is, ek wil daai persoon insluit, maar jy het geweet die groep wil nie eintlik daai persoon insluit nie, of daar's baie voorbeelde. Maar dink vir 'n oomblik waar dit in jou lewe al gebeur het. Dit kan selfs binne jou huis gebeur, dat jy daai vreemdheid voel, dat jy's nou eintlik die dinge wat vir jou belangrik is, jou waardes, dit wat jy voel moet gebeur in die situasie, nie omdat jy 'n narcissus is of selfsugtig of, maar regtig omdat jy glo dit sal goed wees. Dit sal goed wees. Dat jy gevoel het maar die ander dink nie so nie. Die ander dink nie so nie. Ek weet een van ons besigheidsmense was al in 'n situasie waar die een met wie hulle moes onderhandel namens 'n groot transaksie geïnsinieer het dat as hy nou iets gee vir die een, dan sal dit baie beter gaan met hierdie tender. En wat hy net besef het, maar ai, dis so jammer, hy het so ver gekom om hierdie transaksie nou die tender aan te bied, maar hy gaan net maar opstaan en weer uitstap. Dit gaan vir hom 'n groot verlies wees. Maar hy kan nie hier deel wees van 'n ding wat so begin. Was daar in jou lewe al sulke oomblikke wat jy gevoel het, ek moet maar liewerste wegstap, of wat ek soos Liam maar iets moet doen wat ek weet nie baie populêr gaan wees nie, maar ek weet my hart gaan rustig wees as ek dit doen. Dit is die regte ding om te doen. En waar was die Here binne daai situasie? Miskien het ek toegegee aan die wete, dis nie reg nie, maar die druk is so groot en ek sien nie kans om nou hier teen almal in te gaan nie. So ek gaan net maar saam gaan hierdie een keer, en dat ek ervaar op 'n manier is ek nou soos Petrus, wat gesê het, nee, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Kom ons hou daai gedagtes so oomblik vas. As 'n mens praat oor vreemd voel,
dan ken baie van ons mense in die buiteland. Ons het nou die dag gekyk na die wyke en besef, liewe land, ons het 'n klomp mense wat in 'n buitelandse wyk is. Skielik, oornag, het Piketberg se gemeente 'n klomp mense in die buiteland. Op die skerm sien julle in 2024 is die laaste Verenigde Nasies statistiek, het meer as 1 miljoen, ek dink ons land dink is 1.5 miljoen mense, wat na ander lande geïmmigreer het. Dis nie net eers wat werk in ander lande nie, dis wat gegaan het na ander lande. Ongeveer 107,000 in die 4 jaar van 2020 tot 2024. 107,000 mense wat geïmmigreer het. Die ander kant weer, die statistiek Suid-Afrika sê teen 2022 het die aantal immigrante in Suid-Afrika 2.4 miljoen mense bereik, met vroue net meer as 1 miljoen van daai getal. En ek dink meer, so 1.2 miljoen van hulle het almal werk. So hier is amper 800,000 mense meer wat in Suid-Afrika gekom het wat nie werk is nie. Waarskynlik is dit metgeselle vroue wat saam met hulle mans gekom het, ek weet nie. Dis so 3.6% van die populasie. Ons is 65 miljoen mense, 65,5 miljoen mense. So ons het omtrent so 3.6% mense in Suid-Afrika wat uit ander lande wat vreemdelinge is, wat hier tuis gekom het. In Nederland sien ek is amper 20% van hulle populasie is nie in mense wat Nederlanders is nie, maar wat van buite af ingekom het. Die grootste groep is uit Marokko uit. In die 70er jare het Nederland te min mense gehad wat fisiese werk kon doen in Nederland. En hulle het die grens oopgemaak en gesê, as hier ongeskoolde arbeid kan kom om ons te help in die slaghuise, op die strate, waar ons ongeskoolde werk wil hê, is julle welkom. En 'n klomp Marokkane het gekom en hulle het nooit Nederlanders geword nie. Hulle bly Marokkane, as jy daar kom, dan sal skottels op hulle, dis 'n woonstelbuurte, en hulle vang nog altyd die TV uit Marokko uit op. Al is hulle al tweede geslag Nederlanders, dan bly hulle vreemdelinge, voel dit vir hulle, tussen hulle eie mense. So vreemd voel is iets wat baie algemeen is. Ek het vir iemand vertel, ons het in die week het ons 'n uitruilstudent van Italië wat 13 jaar gelede in Piketberg was. Het sy gou weer draai kom maak. Sy het nog nooit vir Piketberg vergeet nie. Sy vertel vir almal wat sy ontmoet van Suid-Afrika, maar van Piketberg. Toe haar vriend sê hy wil, sy het vir hom gesê hulle moet Suid-Afrika toe kom, en hy het baie ander plekke al in Suid-Afrika gesien. Sy sê ons moet Piketberg toe gaan. Want wat hier gebeur het, is sy het gemeenskap ervaar. Sy het gevoel, sy is nie 'n vreemdeling nie, sy behoort. En dit was klein goedjies wat haar daai ervaring gegee het. In die skool, so vir 'n Italiaaner om te voel, sy's tuis in Piketberg, wil ek sê, ons kan maar vir Piketberg ook 'n handeklap gee. Dat iemand na 13 jaar na hierdie dorp wil kom, oor die positiewe ervaring wat sy as 'n uitruil jong mens gehad het, tussen die gesin by wie sy gebly het, by die kerk, by die skool. Sy het net oral ervaar hoe mense hulle harte en hulle lewens vir haar oopmaak. En ek is so dankbaar dat sy so getuienis het oor hierdie gemeenskap. Hoekom praat ons oor vreemd voel? Want Petrus praat daaroor in sy brief aan die gemeentes. Ons het 2 weke gelede gepraat van die 5 provinsies, daar in die noorde van Turkye, en die mense wat daar bly, wat gelowiges is, en Petrus wat vir hulle brief skryf, om vir hulle te sê, dit is so, deel van Christen wees, is vreemd voel. As mense klomp Christene in 'n dorp is soos hierdie, dan voel jy nie so baie vreemd nie, en daarom dink ek baie van julle het nie gevoel, julle het nie week vreemdheid ervaar nie. Maar as jy in 'n gemeenskap is, 'n stad is, waar die meeste mense nie Christene is nie, of waar klomp mense sê hulle is Christene, maar as jy kerk toe gaan, dan is dit so paar. As jy buite in die gemeenskap is, dan praat hulle nie oor die Here nie. As jy besigheid doen, dan kom jy agter, die Here is nie deel van hierdie besigheid nie. Dit gaan oor geld, dit gaan oor status, dit gaan oor mag, dit gaan oor ontspanning, dit gaan oor geniet, dit gaan oor wat kan ek alles uit die lewe uitkry, wat skil die lewe my, dit gaan oor die ander mense wat korrup is. Dis die geselse wat daar is. Maar ek hoor min van die Here. Min van die liefde van die Here ervaar ek tussen mense. En dit is wat hierdie gemeenskap, hierdie gelowiges ervaar het waar hulle gebly het. Verlede Sondag het van ons kinders bely dat hulle glo in die Here, dat hulle 'n verhouding met die Here het. En dit weet ons ook, dat baie van die kinders wat dit bely, raak weg in so 'n wêreld waar die versoeking daar is om saam met almal te gaan.
en nie te leef vanuit hierdie verhouding wat ons met die Here het nie. En wat Petrus probeer doen met hierdie gelowiges, is om vir hulle te sê, put jou krag uit wie hy is in die Here. Onthou wie is die Here? Onthou wie is die Here? En wanneer jy weet, dit is my Vader, dan weet ek ook wie is ek. En dit het ons vanoggend gehoor al van die galery. Ek gaan nou nie weer na hulle kyk nie, maar julle het dit duidelik gehoor, dat ek dadelik geweet het wie is die ma, omdat ek luister na die antwoord van die kinders. En hulle kom maar verkeerd geantwoord het, ons sou in liefde dit aanvaar het. Maar hulle het nie. Want hulle weet wie hulle is. Want hulle weet wie se kinders hulle is. En dit is wat Petrus vir hulle probeer sê. Moenie jou krag put uit jouself uit nie. Put dit uit die een wat jou Vader is, wat jou Here is. Uit wat hy vir jou gedoen het en wat hy steeds vir jou doen. Dis waarin jou krag, jou identiteit lê. So hy skryf vir mense in 'n tyd van hulle vreemdelingskap, omdat hulle Christene is hulle vreemd. Miskien kom hulle van daai streke waar hulle bly. Miskien is hulle Jode wat met al die vervolging in Jerusalem en al die lande wat oor hulle geheers het en hulle laat versprei het oor die wêreld heen. Miskien is dit sulke Jode wat daar bly wat nou Christene geword het en nog altyd vreemd voel as Jode, maar nou as Christene ook. Miskien is dit mense wat by die Pinkstergebeure was in Jerusalem of Jode wat van daar af gekom het en vir hulle vertel het van die Here en tot geloof gekom het uit die heidense godsdienste wat in daai streke was. Dat hulle nou nie vreemd voel omdat hulle nie inwoners is van die stad nie, maar vreemd voel omdat hulle hierdie nuwe geloof aangeneem het. So 2 weke terug het ons gehoor Petrus is 'n apostel, hy skryf hulle namens Jesus Christus en dan sê hy vir hulle, julle is vreemdelinge van die verspreiding van die Jode, van die gelowiges, die diaspora in hierdie 5 streke provinsies. Maar hy herinner hulle dadelik aan wat in hulle lewens gebeur het. Dat die drie enige God in hulle lewens betrokke is, dat God die Vader hulle uitgekies het, soos hy dit lank vooraf vir homself voorgeneem het. Dat die Heilige Gees God in hulle is, wat besig is om deur hulle gehoorsaamheid aan die Here, hulle al meer heilig te maak. En heilig beteken jy's afgesonder. Jy's nie meer deel van die wêreld nie, jy behoort aan die Here. Jy's in die wêreld, jy's nie in 'n klooster nie. Jy's nie so afgesonder fisies nie, maar in jou binneste weet jy behoort aan die Here, jy's afgesonder van hom. En dat die Here Jesus Christus deur sy dood aan die kruis en met sy opstanding, dat hy soos 'n paaslam is, wat jy met die bloed mee besprinkel is. Hy's 'n offer vir jou, sodat jy deur sy bloed geheilig is. Daai bloed wat aan die kusyn gesmeer is, wat sê dat die oordeel van die Here verby die huis gaan, die eerstgeborene gaan nie sterf nie, maar hy selfe bloed op die deur, waar deur hulle deur daai deur gestap het na die beloofde land, uit in vryheid in 'n nuwe lewe in, nie meer slawe van die Egiptenare nie. So stap ons as Christene uit die slawerny van sonde, deur die bloed van Jesus Christus, in 'n lewe van vryheid, van gehoorsaamheid aan die Here. Dit sê hy vir hulle, dis wie julle is. Julle is vreemd, maar julle is uitverkies, julle word geheilig, julle is onder die bloed van Jesus Christus. En nou sê hy vir hulle, en dis waarmee ons geëindig, dat terwyl julle vreemd voel, terwyl hierdie sense of belonging geaktiveer word en julle amper angs ervaar, omdat julle nie deel kan wees van die gemeenskap waarin julle is nie, ervaar julle tog daai goedvoelhormone in julle brein. Want wat die Here doen is, wanneer ons aanneem as sy kinders en ons hom ons Vader noem en ons gedoop word deur dieselfde doop met dieselfde Gees, dan gebeur daar iets wonderliks tussen ons as mense. Ons wat dalk nie eens mekaar ken nie van dieselfde families is en dieselfde stamme is en die wêrelde kom nie, ons ontdek dat in die Here word ons mekaar se broers en susters. Is hier 'n liefdesgemeenskap wat tot stand kom, wat daai vrese heeltemal wegneem en my laat belong, dat ek kan tuiskom in 'n gemeenskap van gelowiges. En nou hoor julle hoe belangrik is die gemeenskap van die gelowiges, dat ons kan fantastiese predikante hê wat wonderlike preke preek. Dis nie gemeenskap nie, dis al kerugma, en dis ook baie belangrik vir 'n kerk, vir 'n gemeente. Maar die invloed wat ons het op elke mens wat by hierdie deure instap op 'n Sondagoggend, op elke mens wat intrek in hierdie dorp, baie van hulle is Christene, maar hulle voel vreemd. Hulle weet nie wie hulle hier gaan ontmoet nie. En dan ontmoet hulle broers en susters.
En dadelik ervaar hulle, hier kan ek sterk wees in die Here. Want die Here is by my, maar ek het ook 'n geloofsgemeenskap wat vir my help, wie ek innig kan lief hê met 'n rein hart. Petrus skryf en hy sê, mag die genade en die vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Julle is vreemdelinge, maar binne daai situasie kan ek oorwin hierdie vrese van my, hierdie angstigheid van my, hierdie wegkruip van my. Ek kan oor dit kom, omdat God sy genade en sy vrede in oorvloed in my lewe kom uitstort. God is hier, en dit gee my krag, dit laat my uitstap. Petrus gee 4 dinge wat hy waartoe hulle oproep. Hy sê vir hulle wie hulle is in God, die Vader, die Seun en die Gees, en dan sê hy, omdat dit so is in julle lewe, doen die volgende, wees die volgende. En die eerste waarmee hy begin is, loof die Here. Hy sê, lofwaardig is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus. Aan hom kom al die lof toe. En dit is waarmee hy begin. Hy roep hierdie mense wat vreemdelinge voel. Hy sê, dit is moontlik vir julle om die Here te loof en die Here te prys. En dan gaan hy verder in die deel wat ons gaan lees. Hy roep hulle op tot 'n heilige lewe. Hierna in hoofstuk 2 roep hy hulle op tot geestelike groei. En hy roep hulle op om 'n voorbeeld te wees onder die heidene. En ons kan dit wees, ons kan dit doen, nie uit ons eie krag uit, maar vanuit wat God in ons lewens kom doen en steeds bly doen, terwyl ons onsself vreemdelinge voel. Dis hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het. Dit sê Petrus vir hulle, God het lewe in julle lewens gebring. Julle is nie meer uitgelewer aan die dood en aan die sonde. En daarmee saam het God hoop gebring, 'n lewende hoop in julle lewens. Hy het julle 'n visie gegee van die lewe wat kom. Julle het 'n erfenis wat onverderflik, onverganklik is. Niks kan aan raak nie. Hy bewaar dit vir julle en hy bewaar vir julle totdat julle daar kom. So het Jesus Christus deur sy dood en sy opstanding, die Heilige Gees, God die Vader, bring lewe en bring hoop in mense wat hulle self ervaar as vreemdelinge in hulle konteks, in hulle situasie. En daarom sê hy vir hulle, roep hulle op. En hy sê as gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. So hy sê daar's goed wat julle moet los, en dis wat ons vreemd maak vir die mense om ons. Almal sê laat loop, eet, drink, geniet jouself, wees roekeloos, jy het net een lewe, leef het, gryp by die lewe wat jy kan, suig die lemoen leeg. Ons sê nee, ons kan nie. Dis nie hoe ons gaan lewe nie. In vers 15 sê hy, inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. En dis nie ek raak nie aan nie, ek smaak nie, alles is verkeerd, ek gaan nêrens heen nie, ek speel nie met iemand nie, moenie met hierdie mense meng. Dis nie wat heilig is nie. Jesus Christus het as heilige in hierdie wêreld ingekom. Met tollenaars en sondaars het hy geëet. Hy het geweet hy kan 'n verskil maak in mense se lewens, maar hy kan dit net maak as hy God is, as hy so sy Vader is. En dis wat met ons gebeur. Ons kan gaan waar ons wil gaan, ons is vry om deel te neem, ons kan alles doen wat in hierdie lewe is, sê Paulus. Moet net nie jou vryheid misbruik om kwaad te doen nie, maar weet jy's geroep om God te bring, om God te verteenwoordig daar waar jy is. En dit is wat heilig beteken. Daarom sê Petrus in hoofstuk 2, lê daarom alles wat sleg is, alle bedrog, geveinsdheid en jaloesie, alle geskinder af. Daar's goed wat nie help vir mense om God in jou te sien. En Petrus sê, dit is wat baie keer net deel is van ons wêreld, sonder dat mense eers 2 keer daaroor dink. Hulle besef nie hoe liefdeloos dit is om te skinder oor mekaar nie. Hulle besef nie hoe seer dit maak as mens bedrog pleeg, as jy voorgee, as jy nie eerlik opreg is nie. Ons besef nie wat dit aan ons doen nie. Hoe dit die vreugde en die blydskap by ons steel, die dinge wat sleg is nie. Hy sê, geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Wat tussen jou en die Here inkom, wat maak dat jy 'n vreemdeling voel, nie net vir die goddelose mense tussen om jou nie, maar ook vir die Here. Petrus sê nie net los hierdie en los daai, moenie dit nie en moenie daai nie. Petrus sê in sy hele brief eintlik wat moet. En nou sê hy, as julle hom as Vader aanroep,
Hy wat 'n regter is, en nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar regtig eerlik oordeel, nie soos die korrupte regters wat in daai wêreld was daai tyd nie. As jy daai regter, die Vader van Jesus Christus noem, as jy bid tot hom en sê, Onse Vader, tree dan met ontzag op teenoor die Here in hierdie tyd van julle vreemdelingskap. Moenie omdat jy vreemd voel as Christen, ophou en soos die ander mense ophou om ontzag te hê vir die Here nie. As jy die Here sien vir wie die Here is, loof die Here, aanbid die Here, gee vir die Here die ereplek in jou lewe, want dit gaan jou help om koers te hou. As jy die oog gefestig hou op Jesus Christus, die begin en die volëinder van jou geloof, die hoop van jou lewe, bly opkyk na die Here, hê ontzag vir die Here, vrees die Here met 'n heilige ontzag. Die Here is die Here. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks, soos silwer of goud, is silwer en goud verganklik? Hoekom koop almal goud? Nou, want is nie verganklik nie. Die silwer is nie verganklik nie. Maar as Petrus vir hulle skryf, dan sê hulle weer oor, as ek nou praat oor waaroor ek nou praat, dan is goud en silwer niks. Dis niks. Dis deel van hierdie wêreld. Waaroor ek praat is van buite hierdie wêreld. Hy sê baie meer werd is Jesus Christus wat julle losgekoop het. En dat julle losgekoop uit julle sinlose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer het. As my hele lewe gaan om net te geniet, sê die Here vir my, sê Petrus vir my, dit kan nou in hierdie oomblik sinvol lyk om jou regtig te geniet. Maar wat maak dit saak of jy jou hele lewe lank geniet het? Die dag as jy jou asem uitblaas. Is dit waar die lewe gegaan het? Om net ten alle koste elke oomblik in my lewe te geniet. Om die belangrikste man, om die president te wees wat al die Nobelpryse gewen het. Hoeveel van ons onthou die konings van die 14de eeu? Dit gaan verby. Jy blaas jou asem uit, jy's mens, jy stof. Dis 'n oomblik, dis 'n skaduwee wat verbygaan. Alles kom tot niks, sê die prediker. En wat Petrus vir hierdie gelowiges skryf, is hy sê, julle het nou keuse, dat ons so geskiedenis het, wat kom met die Bybel saam. Maar baie van ons broers en susters oor die wêreld heen, kom uit wêrelde uit waar mense aardgode aanbid het, en vee, en kragte, magte, Griekse gode. En hulle moet hulle koppe skuif en sê, my pa, my ma, my oupa grootjie was verkeerd geweest. Dis nie die Griekse gode wat heers in ons wêreld nie. Dis nie die mense wat sê hulle glo nie, want daar is nie 'n God wat reg is nie. Dit is hierdie boodskap van Jesus Christus wat die waarheid is. En Petrus sê, jy kan dit vertrou, want dit kom voor die grondlegging van die wêreld, het God al hierdie plan uitgewerk vir ons. En daarom hou jy vas aan dit wat goed is en oud is, en van ver kom. Jesus Christus, wat terwille van julle, wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek het en heerlikheid aan hom gegee het. Hy het nou gekom terwille van julle. En daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Dis nie 'n vee verhaal in 'n mog getroffe en hoop dit sal uitwerk nie. Van die grondvesting van die wêreld af is God, die skepper van hierdie wêreld, besig om Jesus Christus en ons verlossing deur hom te bring. Glo in hom, hoop in hom. As jy vreemd voel, moenie voel jy het maar net aan 'n dobberende dingetjie waaraan jy vas is nie. Jy's gegrond in die skepper van hemel en aarde en sy seun wat gekom het om jou te verlos. Omdat julle innerlike gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. As mens bang is, het jy niks energie nie. Jy hou net vas, jy kruip weg. As jy voel jy's vreemd en mense aanvaar jy nie, daar's nie 'n liefde vir jou nie, jy word nie ingetrek nie, dan krimp 'n mens weg. Jy wil nie uitkom nie. Jy wil nie uitreik nie. Maar Petrus sê, met alles wat julle weet van wie julle is, en waarmee God in julle lewe is, moenie toegee aan daai vrees van die vreemdeling wees nie. Reik uit. Reik uit. Bewys liefde. En daar staan 'n broederliefde, 'n susterliefde. Die Bybel is geskryf in 'n tyd van paternalisme, van mans is die leiers van die gesin. So daarom word dit geskryf in manlike terme. Maar in vandag se tyd kan jy aanvaar waar daar staan broederliefde en staan daar susterliefde. Dat ons mekaar as geloofsgemeenskap sal lief hê.
En die mooi is, tot nou toe het ons gehoor wat God doen. Maar hier hoor ons hoe die Here sê, julle is saam met God aan die werk. Dis nie net die Heilige Gees wat heiligmaking in jou lewe bewerk en jou gehoorsaam maak nie. Jy werk saam met God. En daarom moet ons kies om mekaar lief te hê. Dis ons keuse. En almal is nie so maklik om lief te hê nie. Maar die wêreld sal glo omdat hulle kan sien hoe moeilik dit is om daai een lief te hê. As hulle sien jy daai een lief. As hulle sien ons kry dit reg as gelowiges om met mekaar oor die weg te kom wat buite die geloofskring eintlik onmoontlik sou lyk. Wat mense net afskeid neem van mekaar. Ek sê ek hoef niks met hom te doen te hê nie, ek gaan niks met hom te doen hê nie. Terwyl omdat ons 'n Vader het wat nooit ophou met ons het. Weet ons kan nooit ophou met mekaar nie. En al vat dit 5 jaar, of vat dit 8 jaar, of vat dit 20 jaar, ek het altyd die verwagting in my, iewers gaan ons die ding weer uitsorteer. Die Here stap met ons albei op pad. Iewers gaan die Here ons weer by mekaar bring. Ek los altyd die moontlikheid oop. En daarom moet ek saamwerk met die Here, want ek weet dis die plan. Dat ons as broers en susters weer by mekaar sal uitkom. En as die kerk skeer, dan vir daai oomblik is ons mos nou totaal al waansinnig. Maar ek hou vas daaraan dat 'n kerk weer kan terugkom op mekaar. Paulus skryf dit in Romeine en hy sê dis soos 'n olyfboom waarvan die Here nou die Jode afsny want hulle glo nie in die Messias wat gekom het nie. En in hulle plek ent hy die wille olyf van die heidense volkere in op daai olyfboom. Maar dan waarsku Paulus vir die gelowiges uit die heidendom en sê moet nou nie op die Jode neersien nie. Want as die Here 'n wille olyf op 'n makolyf kan inent, dan kan hy regtig 'n maktak weer op die makboom inent. Los dit oop, maak plek. Die Jode kan enige tyd besef dis die Messias. En dan is die deur van die Christelike geloof altyd oop. Julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie, nie uit mense uit nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en blywende woord van God. Elke mens is soos gras. Die wat voor my gekom het, ek is soos gras. Al sy pragt is soos 'n veldblom, die gras verdroog, die blom val af. Maar die woord van die Here, dis mos nou hierdie woord, dis die woord wat ons oorgelewer gekry het voordat die boek gekom het. Dis die woord wat voor die boek en voor die oorlewering daar was, Jesus Christus wat mens geword het, God se openbaring. Dis wat vir ons nuut laat lewe. Uitverkies, losgekoop, wedergebore. Dis wat God doen in ons lewens. Sê Piet nou D wat oor hierdie teks skryf wat ons heilig maak. Wie aanvaar dat God hom of haar uitverkies, losgekoop en wederbaar het, sal vreemd voel in hulle omgewing, maar heilig lewe. Heilig lewe beteken 'n lewe van vreemdelingskap en liefde onder mekaar. Vreemd, ek raak angstig, bang, maar ek weet die hemel is oop. En ek raak kalm. Ek ervaar genade, ek ervaar vrede. Ek ervaar ek kan my vrees dat ek vreemd is oorwin en in 'n liefdesgemeenskap met medegelowiges tree. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming en deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het. Daarvoor kan ons die Here loof en prys. Here Jesus, lam gelei ter slagting, U oorwin vir ons die dood. Jesus, prooi van ons veragting, U dra self ons angs en nood. Drink die beker van verraad, word deur mens en God verlaat. 1000 maal o Heer, bring ons daarvoor dank en eer. Hemelse Vader, dankie dat U voor die grondlegging van die wêreld reeds hierdie verlossingsplan bedink het. En dat U dit in hierdie tye vir 2000 jaar aan ons geopenbaar het. Help ons om te ontvang wat U vir ons gee, om dit te glo en om van die krag wat dit in ons lewens bring te lewe. Dankie dat U verstaan dat ons by tye vreemd voel om U kinders te wees.
Dat ons besef dat die wêreld beweeg teen 'n ander ritme, met ander waardes, ander dinge wat vir mense belangrik is. Here, dankie dat U waardes die toets van die tyd deurstaan het. U waardes van liefde, van trou. U waardes van sorg, van versoen, van vergifnis, van nederigheid, van die ander wangdraai, goedhartigheid, getrouheid. Here, wil U gee dat deur die Gees ons sterk sal wees in U, dat ons mekaar sal lief hê, opreg, innig. Dankie dat U Gees aan die werk is in ons lewens en al meer en meer ons heilig maak. Dankie vir die verwagting wat ons kan hê, dat daar groei in ons lewe is. En Here, mag ons gemeenskap daardeur meer en meer geseënd wees, omdat hier lig is en sout is, wat helder skyn en wat 'n geur versprei. Here, dankie vir wat U aan ons gedoen het. Dankie vir die lewe, dankie vir die hoop. Help ons om tot U eer te lewe. Ons loof en prys U heilige naam. Amen. So kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof in hierdie God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Goddelike liefdebande bind in Jesus mense saam, bind uit alle wêreldlande, die verlostes in sy naam, en in Gees geloof en doop, en in Gees liefde hoop. Ja, in groot verloste skare sien ons op sy roepstem kom. Groter groei dit met die jare, alle volke huldig hom. Kinders by haar Vader tuis, vreugde oral vul sy huis. Groot is sy geduld en liefde, Jesus Christus, God en mens, in ons wek U naaste liefde, stuur ons na ons medemens, mense eensaam honger nak, die kom U ons naastes maak. Laat ons liefde en gebede vir mekaar ons egter bind, as U kom die vors van vrede, mag U ons so werksaam vind. Kom, ja, kom, so roep die bruid, en die Gees verlangend uit. Ontvang die seën van die Here en daarna, soos ons gebruik is, sing ons saam met mekaar die seënlied. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader
en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Amen.